Pretoria het ons geswat het ook, en dit ons om nou weer hier in Stellenbosch geroep, en dan elke keer is Leila Bege soos, jy kan hom net Kas noem, want sy net soos, nee, Prof Kas. Nadia, baie dankie, is lekker om vanoggend hier te wees. Ek onthou vir my dekade in Pretoria 2 erg verliefde tokkelokke wat so styf teen mekaar onder my neus gesit het vir 6 jaar. Een van hulle, dis 'n skokkende ding wat ek nou vir julle gaan sê, ek was by sy proefbreek gewees in Pretoria, hy het dit kaalvoet gedoen. So Nicolette, ek is baie bly om te sien, jy het skoene aan vanoggend, hy het beweeg tussen die keyboard en die kansel en die orgel. There is a legend, dit is, ek sal dit altyd onthou. Ek wil 2 goed sê vanoggend. Die eerste is, ek wil vir julle as 'n gemeente baie dankie sê. Nadia, vir jou in die besonder vir die kerkraad, want gemeentes soos hierdie is ons vennote by die fakulteit. Hulle help ons met die opleiding van ons studente. Dit is ongelooflik belangrik. Studente soos Nicolette wat amper 'n dominee is. Nadia, in 'n sekere sin doen jy eintlik ons werk vir ons en ons waardeer dit geweldig baie. So net 'n groot dankie van ons kant af. Die tweede ding wat ek wil sê is die fakulteit teologie op Stellenbosch hier's 'n paar tokkelokke, is 'n lekker plek, nee. En dis nie altyd op die radar van jong mense of ouer mense om teologie te studeer. En in die ou dae het jy 'n dominee of 'n dokter of onderwyser geword. Nou sit 'n klomp ander goed. Ek het 'n paar pamflette daar neergesit indien enige iemand een wil vat. Dit het 'n QR-kode daar, jy kan dit skandeer en jy kan sien wat gaan aan daar. So as daar miskien al ooit in jou lewe so 'n gedagte by jou opgekom het, vir almal vir hierdie tokkelokke wat jy sit, dit kom wanneer jy dit nie verwag nie. Kry 'n pamflet, verken dit 'n bietjie, dit is nog altyd 'n moontlikheid en Stellenbosch is ook 'n lekker plek. Dis nie 'n slegte opsie om teologie te studeer nie. Van my kant af, laastens, Nicolette, alles seën. Dit gaan 'n wonderlike oggend wees. Ons is hier vir jou. Ons het 'n groot woord, paranimfa. Dis die 2 wat daar draai, Kim en Elisabeth is ook hierso. En Ravel, hier's nog so 'n paar studente, so ons is bly om hier saam met jou te wees. En ek gee aan jou oor. Baie dankie Prof Kas. Waardeer dit vreeslik baie en ja, ek wil sommer net welkom sê vir almal. Dankie vir almal wat deurgery het, van ver af gekom het en ook vir die gewone gemeentelede baie dankie dat julle vanoggend die moeite gedoen het om hier te wees. Ek gaan vra dat ons net vir eers ons oë sluit en open met gebed. Dankie Here vir hierdie ongelooflike voorreg om vanoggend hier te kan stil word saam met U, Here. Dankie vir nog 'n gebed wat verby is, Here. Here, mag ons vanoggend al ons hartsake voor U kom neerlê. Mag ons werklik vanoggend kom stil word voor U. Mag U Gees ons lei om ons boodskap te ontvang wat U vir ons elkeen gebring het, Here. Ons bid ook in besonder vir almal wat vandag met swaar pyn sit, Here, sodat U met hulle sal wees, sal vertroos. En mag U teenwoordigheid vir hulle sigbaar wees. Ons bid ook so vir die wat vandag Vadersdag vier, Here. En ons eer al hierdie paas wat U vir ons gegee het in die lewe, Here. Dank dit alles in U naam alleen. Amen. En dan gaan ek vra dat julle saam sal staan en dat ons sal open met 2 lofsangliedere. Dankie. So may God be
sien die veld, die bosse en vlaktes, en hoor vuiste gasse stroom en wind. Hoe die son verdwyn vir groot vir alles, en die son klaar na dag vir my kind. Dan moet ek
van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Vanoggend gaan ons bietjie kyk hoe ons op 'n ander manier nog nader by God kan kom. Vanoggend se teks is Psalm 23 en die tema is die pad na jou huis. Nou soos julle sien op die prent op die bord, lyk bietjie anders, maar dis dalk meer bekend vir Psalm 23. Want hoe ons gewoonlik Psalm 23 ken, is daai teks wat ons by 'n begrafnis lees. Die teks wat ons in vrede in laat gaan by 'n begrafnis. Ons siel tot rus laat kom. Maar vanoggend, hier op Vadersdag, wil ek ook vir julle sê, dis nie noodwendig die enigste manier hoe ons Psalm 23 kan lees en verstaan. Psalm 23, die pad na jou huis toe, is ook 'n ander pad wat ons met die teks kan stel. En eers wil ek julle vra, as julle moet dink, wat is 'n psalm? Dit is iets wat ons so baie in die Bybel lees. Dit is iets wat ons dikwels soveel kan opsê en maklik sê, Psalm 112, Psalm 23, Psalm 9. En dan hoe verstaan ons 'n psalm? Is dit net woorde wat Dawid geskryf het? Of lê daar iets agter meer, iets meer daar agter, iets dieper? Wat is die verstaan daarvan? En wat dra 'n psalm vir ons by? Soos wat jy dink aan hierdie psalm, gaan ek so 'n paar gedagtes by julle los, soos wat ons deur die teks werk. En die eerste gedagte is, wat sal jy as 'n huis definieer? Jy wat hier sit, jou mens wees. Wat is 'n huis vir jou? Is dit net een gebou, 'n plek waar jy gaan om te rus? En dan, wat beteken Psalm 23 vir jou? Vir ons en vir elke vader, pa, 'n pappa of 'n voog. En vir jou net as 'n gewone mens. Ek gaan vir julle geleentheid gee, dis wat julle Bybel by julle het, of julle Bybels op julle fone het, om daar oop te maak by Psalm 23. En dan begin ons met die teks. Psalm 23. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot 'n lengte van dae. So Psalm 23 staan baie bekend as hierdie vertroostende psalm. En dit is tog die waarheid. Dit is 'n psalm wat daar gestaan en geskryf is om jou te vertroos. Om daar te wees vir jou in die seer en pyn. En voor ons beweeg na hoe dit vir ons, wat dit vir ons beteken, kyk ons altyd eers, maar wat het Psalm 23 beteken vir die aanvanklike lesers en hoorders? Waar dit aanvanklik geskryf is, wat was die storie, wat was die konteks van dit wat ons weet en verstaan? En die eerste ding is, Psalm 23 het hulle nie noodwendig ontvang soos daai prentjie, 'n Bybel, geskrewe stuk wat hulle vir mekaar so aangegee het nie. Nee, dit was 'n mondelikse bemoediging. Dit is 'n psalm wat mondeliks opgesê was in die Ou Testament. In die Ou Testamentiese tyd en vir mense oorgedra is van generasie tot generasie.
sodat 'n duidelike sterk konnektasie gehad, 'n sterk koneksie met hierdie groep van Israel. En die belangrike punt is hierdie psalm is 'n psalm wat hulle gehelp het toe hulle uit ballingskap vrygelaat is. En daarmee wil ek begin deur te fokus juis op Dawid, wat hierdie togte goed ken. Dawid in Psalm 23. Hoe die aanvanklike hoorders van Psalm 23 het geïnterpreteer, vertroostend, maar ook poëties. Hoekom 'n vertroostende psalm? Want dit was presies waar hulle self bevind het. Die psalm wat geskryf was vir Dawid tydens 'n tydperk toe Dawid gevlug het van Saul en hy deur die woestyn van Sif in die Midde-Ooste gereis het. Met ander woorde, hy was ver weg van die huis. Ergens in die middel van nêrens. Alleen, op sy eie, ver weg van die bekende, van dit wat hy geken het. Nie noodwendig met 'n fisiese ballingskap nie. En as ek sê ballingskap, verwys ek na wat ons sal verstaan as tronkstraf. Mense wat jou gevangenis hou. So hy is vrygelaat of is probeer vrykom van hierdie gevangenskap. Maar tog is hy hier in die middel van nêrens, in die vreemde en in die onbekende. Hy is huisloos volgens die wêreldsterme. Hy was vreesbevange en onseker oor die pad vorentoe. En die omstandighede was nie 'n wonderlike wegbreek of reistog gewees nie. So as mens nou dink aan hierdie plek waar Dawid en sy mense hulle bevind het, wonder ek of ons hierdie psalm dieselfde sou behoort het. Sou dit dieselfde geklink het? Want as ons daaraan dink, hier sit Dawid op sy eie. Dit wat hy gehad het met sy agterlaat, dit wat hy geken het is nie meer rondom hom nie. Die pad is nie uitgeleef op 'n padkaart nie. Hy weet nie wat die pad vorentoe is nie. So watter pad sal Dawid dan nou volg na sy huis toe? En na watter reis sal Dawid terugkeer? As ek so gaan lees en dink oor hierdie plek en pad wat Dawid homself bevind, dan is daar nog 'n weergawe van hierdie psalm wat ek ook vir julle sal lees. Maar voor ons daarby uitkom, is dit belangrik om te verstaan dat Dawid was hierdie kragtige en magtige man. Min het hom ondergekry. Ons almal lees van hom, ons hoor hom, en almal ken vir koning Dawid as hierdie klein mannetjie aanvanklik wat vir Goliat verslaan het en oorwin het. En kyk net, niks kan hom onderkry nie. Niks kan hom bang maak nie, want as Dawid vir Goliat kon oorwin, wat kan hy nog meer doen? Maar tog hier, in Psalm 23, moes Dawid gevlug het van dit wat hy geken het. Hierdie kragtige rykdom en mag wat hy gehad het, agtergelaat het. Hy moes vorentoe gaan in 'n onbekende, in iets wat hy nie seker is of van weet nie. En hier sit hy op 'n baie onsekere plek. Nou ons lees op Psalm 23 en ons hoor nou waar Dawid gesit het terwyl hy besig was met hierdie psalm. Maar ek wil vir julle graag 'n volgende weergawe lees. En hierdie weergawe is van Cas Vos, geskryf in 1945. Baie gesê, hierdie weergawe van, of interpretasie althans, van die psalm, is natuurlik in 'n moderne tyd geskryf, met die volle storie van die Bybel in ag geneem. Maar ek wil julle met saam mooi luister en volg wat hierdie psalm is, of interpretasie van die psalm. Die Here is nie my herder nie. Ek kom alles skuld. Hy lei my na leegtes, laat my bloed sweet. Bring my na 'n woestyn sonder manna se genade op die duinende duin. Hy lei my op omweë om sy verlore eer te soek. Ek kruip deur donker dieptes. My hart skommel bang. U het die hand teruggetrek. Ek kyk vas teen die rug. U laat my aan 'n kruis hang,
terwyl my vyand opgol. U ontvang my soos 'n rower. Ek is oorlaai met skuld. Al staan die stilte my stom, al slaan die stilte my stom, sal ek na U bly roep. Ek, U weggooi naam. So, dit is 'n totale ander weergawe van Psalm 23. Een wat mens dalk aanvanklik skok. Een waar jy dalk sit en dink, "Sjoe, hoe kan iemand so iets skryf? Hoe kan so iemand dink aan Psalm 23 hierdie woorde neersit?" Maar as ons regtig daaroor gaan dink, klink dit heel moontlik as die plek waar Dawid homself sou kon bevind, in 'n ander tyd, in 'n ander plek, sonder die wete van wat voor lê. Hierdie pad wat onbekend is, die huis sonder adres, die verlore plek. Maar, soos wat ons dikwels weet, ons sit dalk nie in dieselfde paleis as Dawid nie. Ons lewe is nie dieselfde nie. Maar die swaar van die lewe het nie noodwendig verander van Dawid se tyd tot nou nie. Ons almal ken pyn en leed en die dieptes en die seerplekke. So daar is iets van hierdie psalm, hierdie interpretasie van hierdie psalm wat met ons vereenselwig. Iets wat ons meer 'n plek kan vind binne onsself wat bekend is. Die pad van hierdie lewe waarin ons loop, 'n baie onbekende en onvoorspelbare pad. Een wat nie 'n uitgemerkte padkaart het wat elkeen van ons kan volg nie. Die pad na ons volgende hoofstuk, bestemming, huis. In die lewe is dit nooit bekend nie. Dit lê om 'n draai waar ons nie kan sien nie. Dis is die blinde kol wat jy nooit weet waar dit is nie. En vandag wil ek juist fokus op hierdie plek. Die bekende plek vir 'n baie belangrike figuur in ons lewens. Ons vier Vadersdag vandag. En ek is baie seker, dis baie paas wat daai interpretasie van Kaspels gelees het of gehoor het en iets bekend gevoel het binne hulle self. 'n Gedagte het opgekom. Iets wat hulle ken, maar nie noodwendig sal sê nie. Iets wat hulle voel, maar nie noodwendig uitdrukking sal gee nie. Die paas, die vaders, die papas van ons samelewing. En as ek dit sê, bedoel ek ook nie die biologiese pa nie. Ek bedoel enige iemand wat 'n rol speel, wat die vaderfiguur instaan, om daar te wees, om 'n papa te wees vir 'n kind wat 'n pa in 'n lewe nodig het. So vir al daai paas is hierdie Vadersdag net so belangrik. Elke pa wat vandag Vadersdag vier, het hulle eie storie. Hulle kan hulle eie psalm skryf oor pa wees. Die storie wat hulle hier binne hulle dra, hier rondom hulle dra. Hoe hulle ook probeer om 'n herder vir familie te wees. En die uitdagings is baie. Want die lewenspad van pa wees, ek glo as ek julle vra, dan gaan julle aanvanklik sê dis wonderlik, maar dis nie altyd maklik nie. Dit lyk baie meer soos Kaspels se weergawe, of althans interpretasie van die Ou Testament se Psalm 23. Hierdie lewenspad, hy het sy kronkeldraaie, sy opdraande, afdraande. En soms voel dit asof ons herderloos wandel op hierdie onbekende lewenspad. Elkeen van ons het al daai mislukte gevoel van teleurstelling ervaar. Die lewe wat nie uitgewerk het soos wat jy gedink het nie. En dis juist daar waar ek eers wil staan. Daai gevoel van die onbekende pad. Elke pa wat hier sit, het geluister en gehoor. En ek is redelik seker daar het 'n gedagte opgekom by jou. Iets wat jy dadelik kon herroep
iets wat in jou hart sit en brand. Elke man wat moet voorsien vir sy gesin, daai gevoel van, is genoeg ooit genoeg, ek moet net nog 'n uur insit, ek moet net nog promosie kry, of die onwete van, hoe hanteer ek al die? Hoe leer ek om die gesin by mekaar te hou, as ek nog self deur die lewe probeer leer, hoe om te leef, en wat die lewe is. Vir die pa, die boer wat in sy bakkie sit, en onseker is, oor of hierdie jaar werklik so suksesvol gaan wees. Dat met daai onsekerheid daar sit, en by huis toe moet gaan, met 'n gesin wat wag, en afwagting, vir hom terug te keer, en binne sekondes al daai net so neersit en neerlê. En so ook nie net vir die paas nie, maar elke mens wat hier sit. Elke mens wat Psalm 23 saam met hulle dra, het hierdie lewensstorie, hierdie lewenspad. Een wat ons nie altyd kan uitbeplan, soos wat ons wil nie. Ons wil so graag, merk vir merk, dit uitbeplan en dit so volg. Maar ons baie eerlik is met mekaar. Die Engelse sê musical chairs van die lewe. So spoed is nogals vinnig. En daar is altyd plek om te sit nie. Soms val jy. En dan moet jy weer opstaan en aangaan. En soms is daai val vernedering. En dis iets wat ons almal ken en verstaan. Hierdie pad wat die Psalm stap, maar ook die lewenspad wat ons stap. Of dit 'n pa is wat sy kind moet gaan aflaai, nadat hy 'n klein tydjie gekry het met hierdie kind, en of dit 'n pa of 'n mens is wat so hard probeer om deur die geestesgesondheid en die siektes van die lewe te veg, en net nog 'n dag te probeer aanhou. En net nog 'n dag te probeer deurdruk. En of dit net jy is wat voel, soms is die lewe se druk te veel, of die seer te veel. En die pad is nie so onbekend. Gaan julle nie daar laat nie, maar ek wil julle wel vra, om in die volgende lied, of jou oë toe te maak, net rustig te sit, en te luister na die woorde van die wonderlike Afrikaner sanger, Joe Black, en luister wat hy het om vir julle te sê. Ek dink soos wat elkeen gesit en luister het, hy staan vas, hy pad waar jy vasgestaan het, nie seker was, waartoe jy nou vorentoe moet gaan, by jou opgekom. En as jy daai plek gevind het, daai pad gevind het, daai gevoel gevind het, wil ek daarom sê, vanoggend is nie 'n morbide Vadersdag preek nie. Die goeie nuus is op pad. Dit stop nie net daar nie. Want gelukkig is dit God se pad en ons huis. Ons elkeen vind ons dikwels op 'n plek waar ons staan en wag om daai val te kan oorleef. Met geen wete om weer op te staan. Maar die weergawe van Kaspos op Psalm 23 is tog net 'n interpretasie. Want eintlik het God vir ons die regte Psalm 23 kom gee. Waar God as herder, versorger en al ewige gasheer vir ons kom lei deur die lewe. En ek gaan weer die teks vir ons lees. Met daar waar jy staan, op daai plek. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my.
Dit is u staf en u stok wat my gerus stel. U dek vir my tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here, tot in lente van dae. In hierdie teks word God as 'n herder uitgebeeld. En wat presies is 'n herder? Dis die een wat saam met sy kudde die pad loop en hulle veilig hou. In hierdie teks word God nie net voorgestel as 'n herder nie, maar ook as gasheer wat vir ons op tafel dek, ten spyte van waar jy jouself bevind. Dit is juist nie daar waar God jou om sy tafel nooi. En met dit gesê, God is die een wat langs jou, agter jou, voor jou, bo jou en onder jou op die lewenspad loop. Jy sien nie die draai wat kom nie, maar God is reeds daar. En as God daar is hy nog steeds by jou. God is die een wat jou lei. En daar is om te sê dat as jy die verkeerde afdraaipad gevat het, dis okay. Want weet jy wat, daar dek ek nog steeds die tafel vir jou. Ek wag jou nog steeds in. Ek is nog steeds daar om jou te vang, daar om jou te ontvou, daar om jou gerus te stel, vir jou nuwe krag te gee en te wys om jou lewe te lei, te leef. Met dit gesê, vandag is Vadersdag. En dikwels as ons die Ou Testament so lees, dan sien ons as God die Vader so kwaai, so sterk kwaai man. Maar as jy vandag gaan dink aan hoe Psalm 23, hoe ons Psalm 23 gaan lees het, dan klink God die Vader 'n bietjie anders. Dan klink God die Vader soos die een wat vir jou wag by die hek om die hek oop te maak. Die een wat vir jou klaar in die huis gereed staan en die tafel vir jou gedek het en gesê het, kom sit by my, kom rus by my, kom wees by my. God is die herder wat altyd gaan seker maak dat al sy metaforiese skape op die pad is. En daai pad is nie iets wat aan ons bekend is nie. Dis nie iets wat ons altyd verstaan nie. Ons het hierdie pad in ons kop wat ons dink en uitgewerk het. Dit is hoe die lewe moet loop en dis hoe die lewe moet gaan. Maar die werklike pad is iets wat God vir ons klaar uitgelei het. En selfs al voel dit het in ander weivelde gaan loop, is God nog steeds daar en sê, dit is okay. En weet jy, my padkaart verander ook. Ek is daar om jou te lei, ek staan saam met jou te loop. Ek staan om altyd 'n gasheer te wees in hierdie lewe. Jou nooit te verlaat nie en by jou te wees. God is daar om nie net Psalm 23 vir ons te bring vir die dag wat ons wêreldse lewe geëindig het nie. Maar eintlik om dit elke dag saam met jou te dra. Elke dag saam met God te stap, hierdie lewenspad. Hierdie verskillende kronkelpaaie, om dit by jou te hou, en vir God te dank as herder. Die een wat elke dag Vadersdag leer, om op te dra vir ons, en daar te wees vir ons. Ek sluit af, deur almal te herinner, soos het ons hierdie Vadersdag vier. Eerstens, ons almal is mens. Ons almal het ons eie storie, ons eie sterk en swak punte en ons eie karakter. En vandag wil ons werklik waar hierdie Paas wat Vadersdag vier eer en sê dankie dat ten spyte daarvan hulle steeds nog elke dag opstaan en hulle bes probeer. Dat ten spyte daarvan hulle nog steeds elke dag daar is vir ons. En dan ook te onthou dat
Jy as pa self, wat nie altyd genoeg voel, nie altyd seker voel oor die pad vorentoe nie. Dat jy kan herinner dat God is die pa wat ons nooit sal verlaat nie. God is die herder wat altyd na ons sal kyk, sal seker maak dat jy sy kind okay is. En nie net okay is nie, dat jy geliefd is en gelukkig is vir die beste van jou vermoë. God is die versorger en hy is die gasheer wat ons deur hierdie lewe op reis vat. So mag ons vandag dit in ons hart hou, maar mag ons ook die week ingaan met die wete dat God is ons gasheer deur hierdie lewe. En mag God ons lei op die regte pad. Dankie. Ek gaan vra dat julle julle oë sluit vir gebed. Dankie Here vir die ongelooflike voorreg wat ons het om hierdie lewe te mag en te kan leef. Dankie vir die geskenk van die lewe in die wêreld wat U vir ons gegee het, Here. Dankie so ook vir elke pa, 'n pappa, 'n vader of my pa wat daar ingestaan het, my instaan. Dankie vir elkeen van julle. Dankie dat U julle in ons lewens geplaas het. En vandag bid ons spesiaal dat U julle sal bemoedig, versterk en dat hulle sal weet hoe lief U julle het, Here. Dat U julle op elke kronkelpad en elke afdraai sal kry en hulle weer vorentoe sal vat, Here. En so bid ek dit ook vir elke persoon wat hier sit, Here. Mag Psalm 23 'n psalmslied word wat ons loop en sing en dans met die Here. Mag ons rustig wees en besef dat U is daar op elke pad en op elke plek in hierdie lewenspad wat ons stap, Here. Mag ons rus vind in dit, Here, en mag ons weet hoe geliefd ons is. Ek bid dat U hierdie week sal seën, dat U met elkeen van ons sal wees. Ek bid dit als in U naam alleen. Amen. Voor ons die laaste lied sing, wil ek graag van hierdie geleentheid gebruik maak, terwyl ek die mikrofoon het, om net van verbrandings te doen. Natuurlik baie dankie aan God wat my hierdie wonderlike geleentheid gegee het om hierdie pad met teologie te kan gestap het en met geloof. Baie mense wat hier sit, op my lewenspad en storie ook ken, sal weet daar was moeilike tye en dit is 'n wonderlike voorreg om vandag hier te kan staan en te kan wees. En daaraan kan ek net vir die Here dankie sê, om ewig dankbaar wees en om ewig dien daarvoor. En met dit wil ek ook graag Nadia en Delia baie dankie sê, dat hulle bereid was om hierdie pad saam met my te stap hierdie jaar, al voor dit eintlik, maar ja, dankie vir alles wat julle vir my gedoen het. Julle het baie beteken, vreeslik baie dankie. En ek sien uit na die pad vorentoe, ook al wil die teologie my vat. En vir Prof Kas, vir al die moeite dat Prof deurgekom het, al is die Prof se werk nog steeds baie dankie dat Prof gekom het. En ja, die Prof Wees met al my so mooi gehelp en lei het. Ek hoop ek het Prof trots genoeg gemaak. En my paranims, Elisabeth en Jurgen, dankie. En al die familie en vriende wat deurgekom het, elkeen van julle, dit beteken ongelooflik baie vir my. Almal wat deurgekom het en vandag nie was. Gemeentelede, julle ook, ek het julle nie vergeet nie, ek is net so dankbaar vir julle. En ek wil dankie sê vir Jan en Hunter ook wat hier is vandag, en die dag so spesiaal gemaak het en gehelp het. En spesifiek dat my paal oor see kan kyk. Sorry. Sorry, ek gaan nie baie emosioneel nie, maar baie dankie. My gesin. Dat dit ook baie. Okay, kom ons sing die laaste lied. Here I
Die genade van die Here Jesus Christus en die geliefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly saam met julle.